Geliefdes van die Here, maak asseblief julle Bybels oop by Lukas, hoofstuk 19, verse 1 tot 10. Die evangelie volgens Lukas, hoofstuk 19, verse 1 tot 10. Ons God, die God wat ons dien, die God van die Bybel, Vader, Seun en Heilige Gees, is werklik 'n barmhartige en 'n genadige God. Hy's groot in barmhartigheid en genade. Die Here herinner ons konstant hiervan in sy woord. In tekste soos Eksodus 34 vers 6, Nehemia 9 vers 31, Psalm 86 vers 15, Psalm 103 vers 8, Jona 4 vers 2 en so gaan dit aan. Keer op keer op keer herinner ons die Here ons van sy barmhartigheid en genade. En hy plaas soveel klem daarop in sy woord, want hy wil hê ons moet seker wees hiervan, dat hy is 'n God van barmhartigheid en genade. En dit het hy primêr bewys aan ons deur die enorme prys wat hy betaal het, deur sy seun, sy enige gebore seun, die tweede persoon van die goddelike drie-eenheid, ons Here Jesus Christus te stuur na hierdie aarde, om diegene wat verlore is, te soek en te verlos, soos wat ons teks vanmôre sê. Dit beteken ons Here Jesus Christus is deur die Vader gestuur, hy het na hierdie aarde toe gekom, nie primêr vir jou voorspoed, vir jou gesondheid of om jou ryk te maak, soos wat die voorspoed teoloog ons wil laat glo nie. Hy het nie primêr gekom om jou emosionele probleme te elimineer, sodat jy nooit weer emosionele uitdagings sal hê en om daai sogenaamde emosionele vakuum in jou binneste te vul nie. Hy het nie primêr gekom bloot net om 'n voorbeeld te wees van God se liefde vir die mens nie. Hy het nie primêr gekom bloot net as 'n voorbeeld van hoe ons God moet volg en gehoorsaam nie. Hy het nie primêr vir hierdie dinge gekom nie. En daar is soveel in ons dag wat Jesus volg vir verkeerde redes. Mense sit kerkbanke warm, wat bloot net nuuskierig is, maar niks meer nie. Hulle wil sien waaroor gaan hierdie hele Christelike hype, die hele hype oor Jesus. Of hulle volg hom vir sosiale redes, bloot om iewers te behoort. Of hulle volg hom vir sensasionele redes, omdat hulle honger is om bonatuurlike verskynsels te sien, of hulle volg hom om vermaak te word, met al die rook en die liggies in die kerk, of hulle volg hom vir een of ander belewenis wat hy hulle kan bied, hulle volg hom vir die volgende emosionele high wat hulle by Jesus kan kry, of hulle volg hom uit tradisie, omdat dit is hoe hulle groot gemaak is, of uit gewoonte, dit is wat ons nog altyd gedoen het, of hulle volg hom vir een of ander aardse of tydelike voordeel wat hy hulle kan bied. Geliefdes, wil julle weet dat Jesus is nie ingestel op sulkes wat hom vir verkeerde redes volg nie, soos ons sal sien in ons teks. Want soos hy self getuig hier in ons teks, Lukas 19 vers 10, die Seun van die mens het gekom om diegene wat verlore is, sondaars, te soek en te verlos. Met ander woorde, ons God is 'n soekende saligmaker, en dis dan die tema van vandag se boodskap. Hy's 'n soekende saligmaker wie daarop ingestel is om elkeen wat hulle verlorenheid en hulle behoefte na 'n verlosser besef en erken, om hulle uit te soek en om hulle te verlos. Hierdie is die waarheid wat God aan ons openbaar in hierdie verhaal van die Godbestemde ontmoeting tussen Jesus Christus en Saggeus. 'n Ontmoeting waar tydens Saggeus deur wedergeboorte getransformeer was van verlorene tot verloste. Kom ek lees vir ons Lukas 19 vanaf vers 1 tot 10 en dan sal ek vir ons bid. Die geïnspireerde, gesaghebende woord van God lees: Jesus het Jerigo
binne gegaan en deur die stad gestap. En kyk, daar was 'n man met die naam Saggeus. Hy was 'n hooftollenaar en 'n ryk man. Hy het probeer om te sien wie Jesus is, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy kort was. Hy hardloop toe vooruit en klim in 'n wilde vyeboom om Jesus te sien, want hy sou daar verbygaan. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sê vir hom, Saggeus, maak gou, klim af, want ek moet vandag in jou huis oorbly. Saggeus het toe haastig afgeklim en Jesus met blydskap in sy huis ontvang. Almal wat dit gesien het, het gemor en gesê, hy gaan by 'n sondige man tuis. Maar Saggeus het gaan staan en vir die Here gesê, kyk, Here, ek gee die helfte van my besittings aan die armes. En as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit 4voudig terug. Jesus het vir hom gesê, vandag het daar verlossing vir hierdie huis gekom. Want ook hy is 'n seun van Abraham. Die seun van die mens het gekom om diegene wat verlore is, te soek en te verlos. Net tot sover uit die woord van die Here. Kom ons sluit ons oë. Vra ons die Here se hulp. Vader, ons buig laag voor U allerheiligste aangesig. Ons besef ons afhanklikheid van U, Here, om U woord te verstaan, om die diepte daaruit te ontgin, om te weet wat U vir elkeen van ons persoonlik wil sê vanoggend. Here, kom, besoek ons. Gaan niemand verby nie, asseblief, Here. Mag die verkondiging van U woord vanoggend nie leeg na U terugkeer nie, soos U beloof het, Here, dat U daardeur sal bereik waarvoor U die prediking van die woord beskik vanoggend. Here, mag dit vrug oplewer vir tyd en ewigheid, 30voudig, 60voudig, 100voudig, ter wille van U eer en die uitbreiding van U koninkryk. Kom, Here, spreek ons toe deur die woord en gees, grawe vir ons ore wat hoor. Skenk aan ons begrip deur die werking van die Gees. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Eerstens lees ons omtrent die bekendstelling van Saggeus in hierdie verhaal. Die bekendstelling van Saggeus. Kyk geweer saam met my na julle Bybels. Ek lees vir julle verse 1 en 2 weer. Lukas skryf deur die inspirasie van die Heilige Gees, Jesus het Jerigo binne gegaan en deur die stad gestap, en kyk, daar was 'n man met die naam Saggeus. Hy was 'n hooftollenaar en 'n ryk man. In Lukas historiese rekord hier van Jesus se aardse bediening, is Jesus tans onderweg na Jerusalem toe, waar hy sou sterf om verlossing vir sonde te bewerk. Dit het Jesus 'n hele paar keer vir sy disippels gesê. Hy het dit onlangs, kort voordat hulle by Jerigo aangekom het, weer vir die disippels gesê. Kyk gou na die vorige hoofstuk, Lukas 18, vers 31 tot 34. Lukas 18, vers 31 sê, Jesus het die 12 op sy geneem en vir hulle gesê, 'n derde keer hierso, kyk, ons gaan nou op na Jerusalem en alles wat deur die profete oor die seun van die mens geskryf is, sal vervul word. Want hy sal aan die heidene oorgelewer word. Hy sal bespot en beledig word. En daar sal op hom gespoeg word. En nadat hulle hom gegeesel het, sal hulle hom doodmaak, maar op die derde dag sal hy opstaan. Sien julle hoeveel detail het Jesus sy dood vooraf voorspel. Vers 34 sê, hulle het egter niks hiervan verstaan nie. Alhoewel Jesus het hulle hieromtrent ingelig. En nou is hulle hier in Jerigo, en die teks sê vir ons hier in vers 1, dat Jesus saam met sy disippels deur die stad gestap het. Daar was 'n antieke roete in die Jordaanvallei wat deur Jerigo beweeg het, en dan by die berg op na Jerusalem.
En dis hierdie roete wat Jesus dan met sy disippels volg. Hierdie was ook die tyd van die Pasga. Met ander woorde, ons kan aanneem, daar was 'n klomp mense wat saam met Jesus en die disippels hierdie roete gevolg het op pad Jerusalem toe. Lukas se gebruik van die woorde deur die stad gestap, die terme wat hy gebruik daarvoor in die Grieks dui aan dat Jesus het op pad Jerusalem toe in die dorpe en stede waardeur hy beweeg het hy deeglik en ekstensief daardeur beweeg en die evangelie verkondig. Dis wat Lukas vir ons deur die evangelieverhaal aan herinner. Blaai gou terug na Lukas 8 toe. Lukas 8 vers 1. Ons sien daar dat Lukas opteken, kort daarna het Jesus deur die een stad en dorp na die ander gereis om te preek en die evangelie van die koninkryk van God te verkondig. Hy het hierdie stede gegaan, blaai om na die volgende hoofstuk toe, Lukas 9 vers 6, ons het 'n soortgelyke stelling daar. Lukas 9 vers 6, hulle het toe vertrek en die land van een dorpie na die ander deurreis, terwyl hulle die evangelie verkondig en oral siekes gesond maak. Blaai om na hoofstuk 13 vers 22, ons het daar weer 'n soortgelyke stelling. Lukas 13:22, onderweg na Jerusalem het hy deur stede en dorpe gereis en die mense geleer. En dis dan ook wat hy hier in Jerigo doen, hy beweeg deur die stad. En wat ek hier wil hê julle moet raak sien is die gewilligheid, ons kan self sê die gretigheid van God om verlossing te bied aan verlorenes, soos Jesus sê. Hy het hierdie dorpe en stede deurgegaan om te soek, te red die wat verlore is. Hierdie stad Jerigo wat Jesus en die disippels dan nou inbeweeg in hierdie verhaal, was in 'n baie dor streek gewees, wes van die Jordaanrivier, maar Jerigo self was op 'n oase gebou. Aan die ander woorde, die dorp self was op vrugbare grond gebou, daar was baie bome in Jerigo gewees, onder andere wilde vyebome, soos die een wat Saggeus ingeklim het. Jerigo was ook een van 3 tolstede, primêre tolstede of belastingstede kan men seker sê, waar tol gehef was. Die ander 2 was Caesarea en Betanië, en dit was 'n tolstad omdat dit op 'n gewilde handelsroete was. En daar in hierdie tolstad het 'n man gewoon met wie God 'n afspraak gehad het, Saggeus. Nou wat weet ons van Saggeus? Wel, wat ons aflei die teks uit eerstens, is hy was verlore. Het word vir ons duidelik geïmpliseer in vers 10, wanneer Jesus die gebeurtenis, die ontmoeting met Saggeus in ons teks opsom, dan sê hy, die seun van die mens het gekom om diegene wat verlore is, te soek en te verlos. Met ander woorde, op hierdie punt, voor sy ontmoeting met Jesus, was Saggeus verlore, 'n sondaar. En dit was nie 'n geheim nie. Hy het 'n publieke reputasie gehad as sondaar. In vers 7 lees ons dat toe Jesus by hom aan huis gaan, toe mor almal in die stad, omdat Jesus by 'n sondige man thuis gaan. Hy het 'n publieke reputasie gehad, so hy was verlore. Wat ons ook kan aflei is dat hy was 'n Jood. Saggeus is 'n Hebreëse naam, wat in die Hebreëus beteken rein of regverdig. Ons kan verder aflei, sy ouers het 'n ander hoop gehad, 'n ander verwagting as wat gerealiseer het in Saggeus se lewe. Maar as Jood kan ons ook verder aflei dat hy van kleins af die wet van God geken het. Die morele wil van God. Hy het geweet wat reg en verkeerd in God se oë was en nie daarvolgens geleef nie. En as Jood kan ons ook seker weet dat hy van kleins af die waarheid geweet het omtrent die beloofde en lank verwagte Christus wat sou verskyn. Wat die teks ook vir ons sê oor Saggeus is dat hy was 'n hooftollenaar. Nou dis baie belangrik om in ag te neem. Die tollenaars was in Jesus se dag geag as verraaiers.
Hulle was geag as die skuim van die samelewing. Hulle was geag as korrup, want dit is wat hulle was. Hulle was diewe gewees, hulle was nie eers in die sinagoges toegelaat nie. Hulle was in diens van die Romeinse ryk, wat geheers het oor die Jode, en die Jode onderdruk het, en die tollenaars het tol gehef vir die Romeinse ryk. Met ander woorde, hulle het gewerk basies vir die vyand. En ons verstaan daarom hoekom die Jode hulle gesien het as verraaiers. Saggeus was 'n uitgeworpene, saam met al die ander tollenaars. Hulle was verag, hulle was gehaat, want hulle het hulle self verryk deur afpersing. In vers 8 hier van ons teks sien ons dat Saggeus erken dat hy skuldig is hieraan. As ek iets van iemand afgepers het, sê hy. Hulle het hulle self verryk deur afpersing. En Saggeus was nie net 'n gewone tollenaar nie, geliefdes, hy was die hoof. In hierdie tolstad het hy oorsiggebied oor die tollenaars onder hom. Hy was die hoof van die skuim van die samelewing, soos hulle hom sou geag het. En die teks sê vir ons, hy was ryk gewees, natuurlik weens al die afpersing. Was hy ryk gewees, hy het gesteel van sy eie mense, en daarom is hy so onpopulêr gewees, en verafskie, soos ons aflei in vers 7, dat almal, toe hulle sien Jesus gaan by hierdie verraaier tuis, het hulle gemor. Hy gaan dan nou by 'n sondige man tuis. So dis wat ons weet van Saggeus. 'n Bekendstelling. Na hierdie bekendstelling lees ons in die teks oor die behoefte van Saggeus. Die behoefte van hierdie man. Kyk gou weer saam met my in julle Bybels, dan lees ek vir julle verse 3 tot 7. Hierdie Saggeus het probeer om te sien wie Jesus is. Maar weens die skare kon hy nie, omdat hy kort was. Hy hardloop toe vooruit en klim in 'n wilde vyeboom om Jesus te sien, want hy sou daar verbygaan. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en hy sê vir hom, Saggeus, maak gou en klim af, want ek moet vandag in jou huis oorbly. Saggeus het toe haastig afgeklim en Jesus met blydskap in sy huis ontvang. Almal wat dit gesien het, het gemor en gesê hy gaan by 'n sondige man tuis. Vers 3 sê, Saggeus het probeer om te sien wie Jesus is, want onthou, teen die tyd was Jesus 'n publieke figuur, oral was daar oor Jesus gepraat. En die skares het hom gevolg, waar ook al hy gegaan het. En ons lees hier in vers 3 dat hy probeer om Jesus te sien, maar hy kon nie weens die skare wat rondom Jesus saamgedrom het al ewig. En hierdie skares het Jesus gevolg om sy lering te hoor en sy wonders te sien. Net voordat hulle in Jerigo ingekom het, het Jesus 'n wonderwerk gedoen buite die stad. Kyk gou na Lukas 18. Hier in die konteks van ons teks. Lukas 18 vanaf vers 35. Toe Jesus in die omgewing van Jerigo kom, hy het nou op hierdie roete nader gekom na die stad, sit daar langs die pad 'n blinde man en bedel. En toe hierdie blinde man die skare oor verbyloop, vra hy wat aan die gang is, en hulle sê toe vir hom, Jesus die Nasareëner het daar verbygeloop. En toe roep hy hardop uit, Jesus, seun van Dawid, ontferm U oor my. Jesus natuurlik het toe uiteindelik na hom toe gegaan, vir hom gevra, wat wil jy moet ek vir jou doen, vers 41. Hy het geantwoord, Here, dat ek kan sien. En Jesus sê toe vir hom, sien weer, jou geloof het jou gered. Onmiddellik kon hy sien. En dan sê die teks, hierdie blinde man het Jesus gevolg en God geprys. En die hele volk wat dit gesien het, het God geloof. Baie mense rondom Jesus wat nuuskierig was, wat sy wonderwerke wou sien. Maar hoe bedrieglik is die mens se hart nie. Hierdie einste skare wat God loof oor die wonderwerk aan die blinde man, mor in vers 7 van ons teks, wanneer Jesus by 'n sondige man tuis gaan. En uiteindelik is dit hierdie selfe volk wat hierso die Here loof, wat voor Pontius Pilatus onder die leiding van die godsdienstige leiers uitgeroep het, kruisig hom, kruisig hom.
Wat ons raak sien en wat my opgeval het hierdie week, is dat Jesus is nie baie ingestel op die skares nie. As ons hierdie teks fyn lees, want hy het geweet, hulle het hom gevolg vir verkeerde redes. Hulle was nuuskierig en niks meer nie. Hulle wou die sensasie beleef van die wonders wat hy gedoen het. Hulle was daar om vermaak te word deur hom. Of hulle het hom gevolg deur tradisie of wat ook al anders, om een of ander tydelike aardse voordeel van hom te kry. Maar hulle het nie egte reddende geloof gehad nie. Johannes 6 vers 36 sê vir ons, Jesus het die skares aangespreek met hierdie woorde. Ek het vir julle gesê, julle het my gesien en tog glo julle nie. Hulle het nie werklik reddende geloof gehad, hierdie skares nie. En die feit dat Jesus nie regtig ingestel was op die skares nie, sien ons in die feit, hier in vers 5, dat toe hy vir Saggeus in die boom sien, toe los hy die skares agter en gaan by hom aan huis. Jesus is ingestel op verlorenes wat met geloof na hom toe uitreik. Soos wat ons sien met die blinde man gebeur het net voordat hy Jerigo ingekom het. Hier in Lukas 18 vers 38 sê dit, dat hierdie blinde man het uitgeroep, Jesus, seun van Dawid. Let op, hoe spreek hy Jesus aan? As Jood het hy geweet dat die Messias sou kom uit die geslag van Dawid. Jesus, seun van Dawid, dis 'n erkenning dat Jesus die Christus is, die verlosser. Ontferm U oor my. Toe Jesus vir hom vra in Lukas 18 vers 41, wat moet ek vir jou doen? Antwoord hy, Here, dat hy kan sien. En dan sê Jesus, jou geloof het jou gered. Jesus het hom gered van fisiese blindheid, maar ook geestelike blindheid. Jesus was ingestel op daardies wat in geloof na hom uitgereik het, soos hierdie blinde man, en soos wat ons ook sien, Saggeus doen in sy behoefte. Want Saggeus het waarskynlik ook gehoor van hierdie Jesus, en wou vir homself sien, soos vers 3 sê. Saggeus toon eintlik groot desperaatheid, 'n dringendheid in sy behoefte hierso, net soos die blinde man, wat konstant uitgeroep het na Jesus en hom nie wou los, voordat die Here hom geseën het nie. En hierdie dringendheid van Saggeus ook, is vir ons 'n aanduiding dat sy behoefte eg was. As Jood het Saggeus geweet dat hy 'n sondaar was, want hy die morele wet en wil van God geken, en hy het gebukkend gegaan. Jy kan jouself indink onder die las van verwerping. Hy was 'n uitgeworpene van die samelewing. Sy gewete het hom elke dag gery, en hy was honger vir vergifnis, hy was honger vir verlossing. Ons sien hierdie behoefte in Saggeus in vers 3 deur die feit dat hy hom nie laat verhinder om by Jesus uit te kom weens sy kortheid en die skares nie. Hy maak 'n plan. Wat doen hy? Hy hardloop vooruit. Nou laat ek net hier sê, vir ons as mans dra broeke, dit is vir ons makliker. In Jesus se dag het hulle rokke gedra, of 'n kleed gedra. 'n Man in daai tyd, dit was 'n skande vir hom om te hardloop, want hy sou daai rok moes optrek tussen sy bene en so half wydspeen hardloop. Mans het dit nie gedoen in die eerste eeu nie, en asof dit nie genoeg was nie, klim hy met sy rok in 'n boom. Ook 'n skande vir 'n man om met 'n rok in 'n boom te klim, en veral iemand van sy professie, wat 'n gesiene man was, die hooftollenaar vir die Romeinse ryk, klim in 'n boom om te sien hoe Jesus verbygaan. Is duidelik, sy behoefte was eg, en dit was vir hom meer belangrik as sy reputasie voor die mense. Vers 5 sê, toe Jesus by die plek kom waar Saggeus in die boom sit, kyk hy op en hy sê vir hom, Saggeus, Saggeus. Jesus het hom raak gesien in die boom en hom toegespreek. By sy naam, Saggeus. Kyk, hierdie twee het nog nie mekaar ontmoet nie, en tog spreek Jesus hom op sy naam aan. Dit moes vir Saggeus uit die veld geslaan het, né? En hierdie is een van daai honderde bewyse wat ons in die Bybel het van Jesus se godheid. Vanaf Matteus 1 vers 23 lees ons dat Jesus is Immanuel, wat as dit vertaal word beteken God met ons.
En soveel ander tekste, Romeine 9 vers 5, Titus 2 vers 13, 2 Petrus 1 vers 1, waar ons duidelike stelling sê dat Jesus God is. En as sulks was Jesus alwetend. Jesus het Saggeus al voor die skepping van die wêreld geken in sy godheid. En toe Jesus in sy menslikheid vir Saggeus in die boom sien, toe weet hy, hier is 'n verlorene wat sy behoefte besef. Hier is een wat die Vader aan my gegee het. En daarom gee die Here Jesus vir Saggeus hier 'n bevel. Let op, hy versoek hom nie, hy beveel hom. Saggeus, maak gou en klip af, want ek moet vandag in jou huis oorbly. En wat ek wil hê julle moet ook hier sien is die dringendheid van ons Here Jesus. Die dringendheid van God as 'n soekende saligmaker om verlorenes, sondaars te soek te red. Dis juis waarvoor hy gekom het. Nou ja, soos ek gesê het, net soos vir die skares moes hierdie ontmoeting vir Saggeus regtig verbaas het, want ek meen Saggeus het waarskynlik nie verwag dat Jesus hom sou raak sien nie, dat Jesus hierdie versoek aan hom sou rig nie, want hy was 'n uitgeworpene in die samelewing. Niemand het erkenning regtig aan hom gegee nie. Niemand het ooit in sy huis gekom nie. Maar Jesus het. En Saggeus se behoefte word vir ons bevestig deur die gretigheid waarmee hy dan Jesus ontvang. Kyk na vers 6. Hoe het hy afgeklim van daai boom? 1 tree en hy was onder. Hy het haastig afgeklim. En kyk het hy Jesus ontvang in sy huis met blydskap. Het hierdie man Jesus ontvang in sy huis. Vers 7 sê almal wat dit gesien het, toe Jesus die skares verlaat en by hierdie man se huis instap met sy disippels, hulle het gemor, gesê hy gaan by 'n sondige man tuis. Die skares was ook geskok. Hoekom? As gevolg van hulle eie geregtigheid. Hulle was ontstel dat Jesus, wat dan nou kon sê die Messias moet wees, dat hy by 'n sondige man tuis gaan. Soos die engel sê, hulle was offended dat Jesus dit sou doen. Dit was niks vreemd in hulle dag nie, dit was 'n gereelde verskynsel. Blaai gou terug na Lukas 15 toe. Hierdie skares het seker hier asem uitgeblaas en gesê, "Ag, hier gaan Jesus alweer." Kyk wat sê Lukas 15 vers 1. Al die tollenaars en die sondaars het dikwels nader gekom om na hom te luister. Die fariseërs en die skrifgeleerdes, die godsdienstige leiers van Jesus se dag het onder mekaar gemor, net soos die skares in ons teks. Hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. En ek meen, dit is uiteindelik wat die volk en ook hulle leiers laat redeneer het. Hierdie Jesus kan nie die Christus wees nie. En die rede waarom hulle uiteindelik hom verwerp het as die Christus en hom uitgelewer het om gekruisig te word deur die Romeine. Sien julle raak hierdie kontras tussen Saggeus en die skares in die teks. Maar die skares is blind vir hulle eie behoefte. Hulle is eie geregtig, hulle dink hulle is reg en regverdig voor God. Hulle dink nie hulle is verlore nie, hoekom nie? Want hulle is nie so sleg soos hierdie Saggeus nie. Hulle kyk neer op hom en dink hulle is beter. Sommige van hulle het sekerlik hulle self op die skouer getik en gedink, ek is daarom, die Here moet dan bly wees om oor my, want ek is nie so sleg soos hierdie dief, Saggeus nie. En dan kyk ons aan die ander kant, Saggeus wat 'n egte behoefte toon, 'n desperaatheid, 'n dringendheid vir die vergifnis en die verlossing van God. Dit is wat vers 8 se begin impliseer, wanneer dit begin met hierdie kontrasterende voegwoord, maar Saggeus. Dit stel hom in kontras met wat van die skares gesê word in vers 7. Hulle het gemor, maar Saggeus het gaan staan en gesê, kyk, Here. Liefdes, die skares het gedink hulle is nie verlore nie,
Maar ek wil vir julle herinner aan dit wat hulle moes geweet het. Die Bybel leer vir ons dat elke mens wat in hierdie wêreld ingebore word, word in sonde gebore. Ons word gebore as verlorenes. Paulus haal in Romeine 3 vers 10 tot 12 verskeie Ou Testament tekste waarmee die skares bewus moes gewees het aan, wanneer hy sê daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Niemand. Daar is niemand verstandig nie, daar is niemand wat God soek nie. Almal het afgedwaal, saam het hulle almal ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, selfs nie een nie. Hy som op in vers 23, almal het gesondig, dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Dit is waar van die skares, dit is waar van Saggeus, dit is waar van jou en my. Verlore, sonder Christus. Ons kan die vraag nou hier vra, wat was Jesus se gesprek met Saggeus toe hy by hom in die huis ingegaan het? Wel, die teks sê nie vir ons nie, maar die breër konteks gee vir ons 'n aanduiding. Ons het nou gesien in Lukas 8 vers 1, 9 vers 6, 13 vers 22, dit was Jesus se gebruik om deur die dorpies en stede te gaan en wat te doen? Die evangelie te verkondig. So ek is van mening, Jesus het met hom daar in sy huis die evangelie van God se reddende verlossing gedeel. En nadat ons lees hier van die bekendstelling en die behoefte van Saggeus, lees ons oor die bekering van Saggeus. Die bekering van Saggeus. Kyk gou in julle Bybel saam met my, hoe Saggeus dan reageer op Jesus se verkondiging van die evangelie. Saggeus het gaan staan en vir die Here gesê, kyk Here, ek gee die helfte van my besittings aan die armes. As ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit 4voudig terug. Jesus het vir hom gesê, vandag het daar verlossing vir hierdie huis gekom, want ook hy is 'n seun van Abraham. Die seun van die mens het gekom om diegene wat verlore is te soek en te verlos. Jesus en Saggeus se ontmoeting daar by die wilde vyeboom in Jerigo was 'n godbestemde afspraak, wat Saggeus vir tyd en ewigheid van binne na buite getransformeer het, vanaf 'n verlorene tot 'n verloste. Hoe weet ek dit? Want ons sien 'n drastiese verandering in Saggeus se lewe hierso. Hy het daai oombliklike en bonatuurlike wonderwerk van wedergeboorte beleef op die aanhoor van die evangelie. Kyk hoe reageer hy in vers 8. Die teks sê vir ons, hy het gaan staan. Aan die ander woord, hy het standpunt ingeneem. Daar's hier 'n vasbeslotenheid, 'n vasberadenheid in sy onderneming. En wanneer hy met die Here praat, dan sê hy, kyk, Here. Hy verwys na Jesus as Here. 1 Korintiërs 12 vers 3 sê, niemand kan Jesus Here noem behalwe deur die werk van die Heilige Gees nie. Die Gees het hom wederbaar. Here. Ons sien hier, hy ontroon die afgode in sy lewe. Mag en mammon lê hy af en hy buig die knie voor Jesus as die Here van sy lewe voortaan. Hy verruil sy tydelike aardse skatte vir die ewige hemelse skatte. Let op wat sê hy. Kyk Here, ek gee die helfte van my besittings aan die armes. In 'n oomblik verander Saggeus vanaf die synigste afperser na 'n vrygewige filantroop. Net God kan so 'n wonderwerk verrig. Saggeus stroop homself van mammon totaal en al. Hy sê hier, ek gee die helfte van my besittings, maar ook, as ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit 4voudig terug. Dink vir jouself in, hy gee die helfte van sy goed weg, plus dan gee hy nog 4voudig terug aan almal wie hy afgepers het. Waarmee gaan hy sit op die eind van die dag? Hy gaan nie 'n sent oor hê nie. Hy stroop homself van mammon. En hier wil ek net vir julle uitwys as 'n synota. Lukas stel vir ons hier Saggeus in kontras met die ryk jongman in die vorige hoofstuk in Lukas 18. Daar het Jesus die ryk maghebbende
Magheber ontmoet, hy het vir hom gesê, een ding kom jy kort, gaan gee jou besittings weg vir die armes, kom na my toe, volg my en jy sal 'n skat in die hemel hê. Die ryk man was nie bereid daarvoor nie. Hy wou nie Jesus kroon as Here nie. Sy geld was sy afgod gewees en hy het weggestap, bedroef. Saggeus illustreer vir ons dan Jesus se antwoord hierso in Lukas 18 vers 26 en 27. Toe die disippels hoor wat Jesus oor die ryk jongman sê, toe sê hulle vir Jesus, of vra hulle vir Jesus, wie kan dan gered word? En dan antwoord Jesus, wat onmoontlik is by die mense, is by God moontlik. Saggeus is 'n bewys dat dit vir God moontlik is om selfs die rykes te red. Ons sien ook Saggeus se onderneming hier van restituisie. Hy sê, as ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit 4voudig terug. Hierdie is nie 'n vereiste vir redding gewees nie, maar 'n bewys dat sy bekering eg was. Die wet van God in die Ou Testament, waaronder hulle nog geleef het op hierdie stadium, het vereis dat as iets gesteel was deur afpersing, hoef net 1/5 daarvan terugbetaal te word. Volgens Levitikus 6 vers 5, Numeri 5 vers 6 en 7, Saggeus gee baie meer terug. Met ander woorde, ons lei af, hy verstaan die erns van sy sonde, en hy het 'n begeerte om dit reg te stel. En dan wanneer Jesus hierdie reaksie sien, dan sê hy in vers 9, vandag het daar verlossing vir hierdie huis gekom. Die Heilige Gees het op daardie spesifieke dag die verlossing deur die Vader beplan en deur Jesus Christus verdien toegepas in die hart en lewe van hierdie man. Die woord wat hier gebruik word deur Lukas vir verlossing, vandag het daar verlossing vir die huis gekom, is die woord soteria, wat spesifiek verwys na geestelike verlossing. Verlossing van sonde en die oordeel daaroor. En dit word ook dan bevestig deur Jesus se woorde, hy het ook 'n seun van Abraham geword. Wat beteken dit? Wel, in 'n fisiese, etniese sin was hy 'n seun van Abraham as Jood, maar hy was dit nog nie geestelik nie. Maar hier het hy 'n reddende geloof ontvang van die Here. Hy het die voorbeeld van Abraham, die vader van geloof, gevolg. Genesis 15 vers 6 sê ons dat Abraham het God geglo en sy geloof is deur God aan hom as geregtigheid gereken. Galasiërs 3 vers 6 en 7 sê, besef dan, die mense wat uit die geloof is, die is kinders van Abraham. Diegene wat sy geloof volg. Galasiërs 3 vers 29 sê, as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en ooreenkomstig die verbondsbelofte erfgename. Hy het 'n seun van Abraham in die ware sin van die woord geword, toe hy Jesus ontmoet het as sy verlosser. En dan die doel vir Jesus se menswording, sy inkarnasie in hierdie wêreld, en die doel waarom Lukas dan hierdie verhaal opteken, reflekteer in Jesus se stelling hier in vers 10, dat die seun van die mens, Jesus, hierdie term kom vanuit Daniël 7 vers 13 en 14, Jesus het dit baie oor homself gebruik, dit verwys na sy menslikheid, sy goddelike heerlikheid, die seun van die mens het gekom om diegene wat verlore is, te soek en te verlos. Ons barmhartige en genadige God, geliefdes, is in die bedryf om verlore sondaars te soek en te red. Blaai gou terug in Lukas, na Lukas 5, vers 31. Jesus het op 'n vorige geleentheid hierdie selfde stelling gemaak. Hy het die godsdienstige leiers van sy dag geantwoord in Lukas 5 vers 31 en 32. Gesonde mense het nie 'n dokter nodig nie, maar wel die siekes. Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Dit sien ons sedert die begin.
Direk na die sondeval van die mens, was dit nie die mens wat God gesoek het nie. Adam en Eva immers het weggekruip in die tuin. Wie het hulle gaan soek? God is die een wat na hulle kom soek het. Adam, waar is jy? En sedertdien is dit God wie die soekende saligmaker is, op soek na die wat verlore is om hulle te verlos. In die Ou Testament lees ons in Esegiel 34 vers 16 dat God gesê het, die wat wegraak sal ek soek. Die wat verstrooi is sal ek terugbring. Die met gebreekte bene sal ek verbind en die swakkes sal ek laat sterk word. Ook in die Nuwe Testament lees ons in 1 Timoteus 1 vers 15, hierdie uitspraak is betroubaar en werd om ten volle aanvaar te word, naamlik dat Christus Jesus na die wêreld gekom het om sondaars te verlos. Dit is die storie van die Bybel, van Genesis tot Openbaring, en niks bring meer vreugde in hemelse plekke as dat een sondaar tot bekering kom en verlossing vind deur geloof in Jesus. Lukas sê dit in Lukas 15 vers 7 vir ons. Geliefdes, hierdie verhaal van Saggeus beamoen vir ons, dit maak nie saak hoe sleg jy is nie. Dit maak nie saak hoe boos jy is nie. Dit maak nie saak hoe vervalle jy is nie. Dit maak nie saak wat jy gedoen het nie, dit maak nie saak hoe korrup en hoe veragtelik jy is nie. Die evangelie is vir diegene wat hulle verlorenheid besef, erken en hulle behoefte na 'n verlosser besef en erken. En met reddende geloof na hom uitreik. Soos die blinde man buite Jerigo, soos Saggeus binne Jerigo. Ek wil weer eens onder julle aandag bring, let op wie nie verlos word in hierdie verhaal nie. Die eie geregtige skares, wat nie eerlik is oor hulle eie verlorendheid nie, wat self misleid is om te dink hulle is regverdig en reg, omdat hulle nie sulke gruwelike sondaars soos Saggeus is nie. Ek sluit hierdie boodskap af met hierdie woorde. Weet julle wat is vir my tragies in hierdie verhaal? Dat daar was soveel individue uit soveel huise wat om Jesus saam gedrom het, wat hom gevolg het die heeltyd, en tog kan Jesus in vers 9 sê dat daar op daardie dag slegs vir hierdie huis verlossing gekom het. Weens opregte bekering. Die bron van verlossing was in hulle midde, en hulle het hulle geleentheid tot vergifnis en verlossing gemis. Hoe tragies. Miskien het God ook 'n afspraak met jou vanoggend. 'n God bestemde ontmoeting. Sal jy ook vandag soos Saggeus haastig jouself na die Here draai met blydskap. Die Here ontvang in jou huis en ook in jou hart soos Saggeus. Is jy bereid om jou behoefte te besef? Is jy bereid om in geloof uit te reik na die Here Jesus vanoggend, om die afgode in jou hart te ontroon? Is jy bereid om tot bekering te kom soos Saggeus? Of gaan jy hierdie geleentheid van 'n godbestemde ontmoeting met Jesus mis? Dalk vir ewig, soos die eie geregtige skares. Kom ons sluit ons oë. Ag, Here, sal U neerdal en ons genadig wees. As hier enige iemand in ons midde is, wat U nog nie van harte ken, deur 'n reddende verhouding met Jesus Christus nie, sal U asseblief aan hulle die wedergeboorte skenk. Die vrug van bekering en geloof sal hulle na U self toe trek, soos U Saggeus getrek het. Asseblief, Here, sal U hulle help, Here, om hulle self voor U neer te buig, die afgode in hulle lewe te ontroon. Sal U, Here, vir hulle help om daai besluit van bekering te maak en na U te draai, sodat hulle ook getransformeer mag word deur wedergeboorte van verlorenes
na verlostes. Mag niemand huis toe gaan in 'n verlore toestand nie, Here. Dit is ons pleidooi aan U wat gesê het, U begeer nie dat enige een verlore gaan nie, maar dat almal tot die kennis van die waarheid kom. Ons wil bid, Here, dat U die naprediker van die woord in ons harte sal wees, en ook wanneer ons nou hierdie diens vandag, Here, met die slotlied, met die seënbede, met Arno se verduideliking, die tafelgebed, en ons same syn rondom 'n ete hierna, Here, dat U sentraal sal wees, dat U Uself sal verheerlik. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek groet julle in die naam van Jesus Christus. Mag sy genade, die liefde van die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Amen.